Goeiedag, ek is Gerard van die kerk saam met jou op reis deur die Bybel in 1 jaar. Vandag lees ons Matteus 14 vers 14 tot 21 en hier word die verhaal vertel van waar die mense Jesus gevolg het in afgeleë gebiede in, sodat hulle kan genesing ontvang. En Jesus het hulle genees, maar hier gebeur ook 'n wonderwerk waar die 5 broodjies en 2 visse wat hy gebruik het om meer as 5000 mense te voed. Nou in vers 15 tot 16 sien ons dat dit laat geword het en die disippels wou logischerwys die mense stuur na die dorpe sodat hulle vir hulle kos kan gaan koop en nie die aand hier moet agterbly en honger ly nie, want dit is 'n afgeleë plek. Jesus keer egter en sê vir die disippels: "Nee, gee julle vir die mense iets om te eet." Dit klink onredelik vir my en vir jou, want ek bedoel die disippels het nou regtig nie met rugsakke kos rondgeloop om 5000 mense kos te gee nie, natuurlik nie. Maar dit wys vir ons iets van Jesus se deernis vir die mense wat uitgekom het na hom toe. In vers 17 tot 18 sien ons iets spesiaals. Die disippels noem dat hulle slegs 5 broodjies en 2 visse het. En Jesus sê vir hulle: "Maar bring dit na my toe." En hulle doen dit. En Jesus eer die Vader vir hierdie kos, bid sy seën daaroor en hulle voed die mense. 12 mandjies kos het oorgebly. Nou in vers 21 word daar aangedui dat dit 5000 mans was, afgesien van vrouens en kinders wat geëet het. Dis het Jesus waarskynlik vir so wat 10 tot 15000 mense kos gegee, selfs meer. Wow, Jesus se krag oor die natuur. 'n Gedagte of twee wat ek en jy uit hierdie deel uit kan neem vandag. Eerstens sien ek iets van Jesus se medelee en sy sorg vir die mense. Jesus het die skare gesien en sy hart het uitgegaan na hulle. Hy het 'n diep medelee vir hulle gehad. Hy het hulle nie net kom genees soos wat hulle gekom het vir die wonderwerke nie, maar hy het ook omgegee vir hulle geestelike welstand, maar ook hulle fisiese behoeftes. Hy het siekes gesond gemaak. Hy het hulle geestelik kos gegee deur hulle te leer, maar hy het ook vir hulle fisies kos gegee. Dan iets wat vir my krities is om te hoor vandag, is die belangrikheid van klein dinge in God se hande. 5 broodjies, 2 visies, wat kan dit beteken en doen om vir 5000 mense kos te gee? As ons in die natuurlike moet kyk, niks. Maar in God se hande het daai klein bydra 'n wonderwerk tot stand gebring waar God dit vermeerder het. Jesus het dit vermeerder en groot dinge daarmee gedoen. 'n Skare van 5000 mans plus nog hulle vrouens en kinders kos gegee en daar 12 mandjies oorgebly. Dan is daar ook iets van Jesus se hart. Jesus het die brood en die visse geneem. Hy het dankbaar opgekyk na die hemel, God die Vader, gedank vir die kos en seën uitgespreek en dit toe nou gebreek en uitgedeel. Is ek en jy dankbaar vir dit wat God vir ons gegee het? Gee ons aan hom die eer vir wat ons ontvang het, voor ons dit gebruik en uitdeel. God se oorvloedige voorsiening word ook hier gesien. God het nie net genoeg kos gegee dat elkeen kon eet nie, daar 12 mandjies oorgebly. Jo, dis al wat ek kan sê. En indien ons in Johannes 6 vers 5 tot 13 kyk, Markus 6 vers 34 tot 44, sien ons die parallelle verhaal van die voeding van die 5000. In Johannes sien ons dat daar die rol van die seentjie wat die broodjies en die visies gebring het, word daar ingesluit. Markus 6 is baie naby aan Matteus wat ons nou hier gelees het. Maar hierdie gedeelte herinner my vandag, as ek kan afsluit, dat Jesus die mag het om nie net ons geestelike behoeftes te vervul nie, nie net ons fisieke behoeftes te vervul nie, maar dit herinner my aan die krag van geloof en die behoefte om in God se voorsiening te vertrou, selfs wanneer die omstandighede onmoontlik lyk. So wanneer ek en jy moeilike omstandighede het, onthou Filippense 4 vers 19. My God sal in al julle behoeftes voorsien volgens sy rykdom in heerlikheid in Christus Jesus. Dit herinner ons dat God voorsien, selfs in moeilike omstandighede.
maar ek leer ook iets hier om myself te gee, al is my bydra, my besittings, my talente, my gawes, my tyd, hoe klein, hoe min. As ek en jy in gehoorsaamheid ons deeltjie gee en doen wat ons kan, in God se koninkryk kan en sal Jesus Christus dit vermenigvuldig en baie daarmee vermag. Kom ons vertrou die Here en hou kyk na ons vermoëns en ons doen in gehoorsaamheid soos die Gees van God ons lei en laat God toe om dit te vermenigvuldig. Groete en seënwense vir jou.